Hey David, so net gou vinnig, dis vraag 5 wat ek nou gou vir jou mee gaan help. Jy sê dat jy gebruik die metodes wat hulle vir jou gee, en jou antwoorde werk jy altyd so lekker uit nie. Ek kan dit verstaan. Daar's definitief 'n makliker en moeiliker manier om dit te doen en daar's soveel opsies dat mens raak maar 'n bietjie te mekaar. Ja, in elk geval. So teen die tyd weet jy nou al dat as jy die koëffisiënte van jou veranderlikes in matriksvorm gaan skryf, tesame met hulle antwoorde aan die regterkant se kolom, dan sal dit nou so lyk, en dan stap 1 gaan altyd wees, kom ons probeer om daai 2 in ry 2, met ander woorde die koëffisiënt van x vir jou tweede vergelyking, wil ons altyd probeer 0 maak. Okay, so ek het hom omkring, want dit is ons eerste stap, en dan kyk ek maar boontoe en ondertoe, en ek dink, okay wel, wat is die maklikste vir my, om koëffisiënte by mekaar te tel, of af te trek, om dan nou van daai 2 'n 0 te maak. Nou, dit maak nie vir my sin om met die 3 te begin nie, want die 3, dan moet ek met breuke werk, so ek gaan eerder ry 1 en ry 2 gebruik. Die plan vir my is om al die inskrywings van ry 1 te vat, al die inskrywings, so dit sluit die 6 dan nou in, wat die antwoord is, en dit dan te maal met 2, want as ek dit verdubbel, as jy nou saam met my dink hieroor, dan gaan jy nou kry 2, 2, 2 en 12, en vir my maak dit dan sin om daai 2 te gaan aftrek by die rooi 2. So wat het ek nou gedoen? Ek het ry 1 verdubbel, en dit het nou afgetrek van ry 2, en dan die pyltjie wat dan vir my wys dat dit word dan die nuwe inskrywings eerder van ry 2. Hier het ek dan nou in elke geval vir die bewerking gaan wys. So dit is die bestaande inskrywings van ry 2. Dit is daai 2 minus 1, 1 en 3. En daarvan gaan trek ek dan af dubbel ry 1 se inskrywings wat ek dan nou ook vir jou hierso neergeskryf het. Okay, so dit is wat ek doen om dan by die antwoorde uit te kom. Die volgende matriks wat jy nou sien hierso is nou net met die antwoorde. Okay, so ek voel baie tevrede. Hoekom? Want ek het sopas daai in 'n 0 verander. Dit was stap 1 is dan klaar. Die volgende stap is dan om ry 3 se x se koëffisiënt 0 te maak op 'n soortgelyke manier, maar ek kan nou nie ry 2 gebruik hiervoor nie, want ry 2 se x se koëffisiënt, die eerste inskrywing, is dan nou 0. So dit help nie, ek gaan nou vir ry 2 gebruik om ry 3 te verander nie. Nee, ek gaan eerder besluit, kom ek kyk weer na ry 1, gaan weer vir ry 1 gebruik, maar in hierdie geval gaan ek al ry 1 se inskrywings maal met 3. Okay, so wat doen ek? Ek maal dit met 3, maal met 3, maal met 3, maal met 3. Wat beteken die inskrywings word dan 3, 3, 3 en maal 3 is 18. Het ek het reg gedoen? Ja. En as ek dan 3 neem en ek minus 3, dan gaan ek mos 0 kry. En dit is presies wat ek wil hê vir my tweede stap. So wat doen ek? Ek neem ry 3 se inskrywings. Dis ry 3. Ek minus 3 maal ry 1 se inskrywings, wat ek vir jou in blou neergeskryf het, en dit gee dan vir my die nuwe ry 3. So weer eens, daar is al die inskrywings in groen, ek minus 3 maal ry 1 se inskrywings, because dan kry ek 'n 0, waar ek 'n 0 wou gehad het. So stap 1 en stap 2 is voltooi, die volgende stap sal wees, ek wil die koëffisiënt van y in ry 3 gelyk maak aan 0. So dit is maar net hoe ons te werk gaan om dit te doen, en daar's 'n verskillende maniere om dit vir my te doen, maar ek kan nie nou met ry 1 weer werk nie. Want as ek enige iets, ek bedoel, wat ek vir jou probeer sê is, ek wil nie nou karring in daai 0 nie. Ek het nou 2 nulle onder mekaar, hulle moet net daar bly. Okay? As ek gaan karring met ry 1 en nou iets gaan minus hier byvoorbeeld, dan gaan ek my 0 weer terug verander in 'n koëffisiënt. Ek wil nie dit doen nie. So die rede hoekom ons hier 2 nulle wil hê, is sodat ons die y-koëffisiënte van ry 1 en ry 2 en ry 3 kan manipuleer. Dat ons iewers van een van hulle ontslae kan raak. So stap 3 sal wees, kyk of jy deur net ry 2 en ry 3 te gebruik, kyk of jy daai minus 2 'n 0 kan maak. Okay, nou ek het oral ewige getalle, so ek het nou gaan deel deur 2 dwars deur. Hier wys ek dan vir jou, om my nuwe ry 3 te vestig, gaan ek sê, ek neem my bestaande koëffisiënte van ry 3, en ek halveer alles, ek is baie tevrede met myself, dit vorm my nuwe ry 3, en nou sê ek, hoe gaan ek net ry 3 en ry 2 gebruik, om hierdie waarde, dit kom net omkring, hoe gaan ek dit 'n 0 kan maak?
En nou, daar's verskillende maniere om dit te doen, maar vir my maak dit sin om al ry 3 se inskrywings te maal met 3. Jy kan dit maal met negatief 3 ook, ek gee nie om nie. Maar ek gaan al ry 3 se inskrywings maal met 3. OK, 3 maal die inskrywings van ry 3. En dan minus ek, nou watter kleur het ek gebruik vir my tweede ry, pink. Dan minus ek ry 2 se inskrywings. Hier is dan ry 2 se inskrywings, minus dit. Hoekom? Want dan gaan ek hier 'n 0 kry. Dit is wat ek probeer reg kry. Right? Maak maar net seker dat jy doen dit by jou antwoorde ook. Wil ek amper sê. Goed, dit gee my nuwe ry 3 en voilà, want nou het ek 0, 0 en 0. 0, 0, 0, dis presies wat ek wou gehad het. Hoekom wil ek dit hê? Want van hier af is dit vir my lekker. Dis lekker maklik. Ek gaan nou kyk na al die koëffisiënte, of ek gaan eerder net ry 3 se vergelyking vat. Ek het nie 'n x-koëffisiënt nie, ek het nie 'n y-koëffisiënt nie, maar ek het 'n z-koëffisiënt. Kan jy sien hoe gebruik ek daai minus 5z en minus 15, om bloot dan net vir my die antwoord vir z te gee. So z is dan 3. Nou, as z 3 is, dan kan ek nou gaan na ry 2 toe, en sê by ry 2, het ek die volgende. Ek kies net gou 'n kleur. Hier is ry 2. Sy inskrywings, wel, hy het nie 'n x-koëffisiënt nie, so x se koëffisiënt is 0, maar dis minus 3y minus z is gelyk aan minus 9. Dit is my ry 3. Ek jok, my ry 2. OK, z is 3. So nou het ek minus 3y minus 3, ek het dit sopas gaan uitwerk, en dit is gelyk aan minus 9. Nou is dit net los op, so ek gaan 3 bytel, want ek minus 6, deel deur minus 3 aan albei kante, y is gelyk aan 2. Laaste stapie is om dan na ry 1 toe te gaan, en te sê maar by ry 1 het ek al my koëffisiënte. Nou ek is gelukkig genoeg, dat dit is maar net x plus y plus z is gelyk aan 6. X is onbekend, y is 2, z is 3, is gelyk aan 6, en dit beteken x is gelyk aan 1. And that is it, dink ek.